Welkom. Vandag gaan ons kyk na een van die hoofkarakters in die Afrikaanse novelle Kinders, Fredericus. In baie van die verhale van die jong breinmans sien ons hulle uitgebeeld as skoolverlaters of bendelede. Maar in hierdie verhaal sien ons iets anders. Derek word voorgestel as 'n toegewyde pa wat ondanks die uitdagings van sy omstandighede sy kinders se toekoms prioritiseer. In hierdie video gaan ek ondersoek hoe die skrywer retoriese middele gebruik om ons siening van Derek te vorm. Een van die belangrikste middele wat die skrywer gebruik is kontras. Terwyl die leser dalk verwag dat 'n jong breinman soos Derek in die verhaal in die moeilikhede van die straat sou beland, wys die skrywer dat hy 'n verantwoordelike vader is. Hierdie kontras laat ons sy karakter meer diepte hê en breek met stereotype. Die skrywer gebruik ook beskrywende taal en beeldspraak om Derek se omstandighede en sy gedagtes te illustreer. Byvoorbeeld, sy vasberadenheid en liefde vir sy kind word uitgebeeld deur woorde wat warmte en deernis oproep. Hierdie woordkeuse laat die leser simpatiseer met sy situasie en bewonder sy toewyding. 'n ander middel is interne monoloog. Die leser kry toegang tot Derek se gedagtes, sy bekommernis en hoop. Dit laat ons nie net sien wat hy doen nie, maar verstaan waarom hy dit doen. Hierdie introspeksie versterk sy menslikheid en die realisme van sy karakter. Ten slotte gebruik die skrywer soms retoriese vrae of situasies wat die leser se emosies aanspreek. Byvoorbeeld, hoe sou jy voel as jy nie die geleenthede gehad het wat ander kry nie? Hierdie vraag laat die leser in Derek se skoene staan en versterk simpatie en begrip. In samevatting gebruik die skrywer van Kinders verskeie retoriese middele: kontras, beeldspraak, interne monoloog en emosionele appel om Derek as 'n komplekse en menslike karakter te skep. Hierdie middele verander ons perspeksie van hom van 'n stereotype jong man na 'n toegewyde vader wat stry vir sy kinders se toekoms. Dit herinner ons daaraan dat elke mens 'n storie het en meer verdien as oppervlakkige aannames.